Halleluja. Ek is bevoorreg vanmôre om my kleinkinders saam met julle te hê. Dis 'n wonderlike voorreg. Dierbaar as ek wil vir u sê, in hierdie week in my gebedstyd, het daar 'n honger en 'n dors in my gees gekom vir meer van die Here. En ek het oor dit gebid en gesê, Here, waarna dors ek eintlik? Waarna honger ons eintlik? Jy voel jy het 'n dors, maar jy weet nie altyd na wat nie. En ek wil bid dat die Here in ons gemeente, soos wat hy sal groei, 'n honger en 'n dors gaan sit deur die Gees. Want weet jy, my vrou maak vir ons gereeld tye, maak sy vir ons iets om te eet. Dan vra sy vir my, is jy honger? Dan sê ek, ek kan nie onthou wat laas ek honger was nie, hoor, want voor ek kan honger word, dan eet ons weer. Dan eet ek maar as ek begin eet, dan kom ek agter, ek is eintlik honger. En ek vra gewoonlik vir haar, is jy nie dors van, ek maak die tee en die koffie in die huis. Want ek maak die lekkerste tee en die koffie, myne is lekkerder as my vrou se. Dan sê sy baie keer, ag ek weet nie, maar as ek vir haar tee gee, sy drink hom klaar, hoor. Sy is dors. En ek het besef dat almal voel nie daai honger en hy dors altyd na meer van die Here nie. En ek wil vanmôre waag om te sê, daar's soveel om te ontvang uit die hand van die Here. Daar's soveel wat ons kan drink en kan eet. Ek dink, as ons vanmôre dit wou toelaat vir onsself, is genoeg om te drink vanmôre, om jou dors te les. Is genoeg om te eet vanmôre as jy jou honger wil stil. Dis net, baie keer, ek het al gesien, mense sit by 'n tafel aan, dan die vroukie die beste kos voorberei en hulle gaste genooi. Dan die een eet nie 'n tamatie nie, en die een eet nie 'n eie nie, en die een eet nie 'n aardappel nie, en die een eet dit nie, eet nie vark nie, en eet nie. So kieskeurig by die tafel, dan moet die vrou wat na die kos voorberei het, moet maar maak of dat hy aan die plaas sê, toe maar my vriend, ons verstaan. Maar in die hart dink sy, as jy weet hoe hard ek het hierdie pampoen geskil het om vir jou op die tafel te sit. As jy weet wat het gekos het om hierdie patatas mooi te kry so wat hy nou lyk, jy lyk vir jou mooi, jy weet nie hoe dit gelyk nie. Hoeveel trane in my oë geloop het om my eie so fyn te sny nie. Ek het vir jare nie eie geëet nie, was baie dom. As my oorlede vrou en my oorlede skoonmoeder, vandag moes en my eie moeder, moes sien hoe eet ek eie in die kos. Skop hulle my uit die graf uit. As my 'n skop gee, want ek het dit vir hulle moeilik gemaak. My ma die eie fyn gerasper, fyn. Dan kom ek van die skool af. As ek by die hekkie inkom voor, dan ryk ek die eie. Sê maar, kan jy die eie in die kos? Ek sê, nee, ma, man, jong, ek ryk om. Ek kan daar by die hek al geryk het. Moet hulle altyd kos maak sonder eie. Hulle uitskep en die ander gooi hulle eie by. My kos is apart. Maar die moeilikheid is, as ek by te veel uitgeskep, sonder die uit, dis ook ek so 'n bietjie groter geword het as my broers. En my twee enigste suster, ek was 'n bietjie voller gebou, voller figuur. Maar mense, daar is soveel kragtige voeding en voedsel in die woord van die Here, wat ons baie keer, jy kyk net die bord kos so, dan skuif jy hom terug. Ek eet nie dit nie. Ek eet nie dat nie. Want party van die dinge wat op die bord is, wat God vir ons opskep, op die tafel skep, ons deur die woord aanbied, is nie altyd die aangenaamste dinge om te hoor nie. Is nie altyd die lekkerste goed om te hoor nie. Vernam as jy skuldig is aan iets, en die woord word bedien, en daardie woord wat bedien word, spreek daardie dingetjie aan. Dan sê,
Dis nie lekker hierdie bord kos vandag die Oberand. Praat ek die waarheid of is ek maar sommer besig met versinsels hier so? Jy kan nou maar vir my sê. Maar ek wil vir julle lees die woord sê Matteus 5, die 6de vers. Salig is die wat honger en dors aan die geregtigheid, want hulle sal versadig word. O, ek bid vanmôre regtig vir myself en vir u, om werklik my dors geles te kry en my honger gestil te kry na die geregtigheid van God. Wie die skrif sê dat God het vir die Here Jesus sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. En ek wonder of ons dit werklik in daardie beskrywing kan beantwoord, of ons regtig daarin kan volstaan. Johannes, die 3de hoofstuk, praat ook 4de hoofstuk, 14de vers. Hy sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. En laat my toe vanmôre 'n bietjie met u te praat oor daardie fontein. Ek glo nie daar's enige iets so mooi en so kosbaar en bring soveel blydskap as 'n fontein as jy in die woestyn moes loop en jy is dors. Jy kan nie meer nie. Skielik hier voor jou staan 'n paar palmbome en dis 'n fontein met lewende water. En jy kan daarvan drink. Ek dink dat dit seker duisende kere al gebeur in die verlede en die mense wat in die woestynareas bly of daar gaan werk, dat hulle by so 'n fontein kon uitkom waar daar water uitborrel wat hulle daarvan kan drink en versadig kan word. Dat daar lewe kan kom in hulle binneste om die dors te kan les. Nou kan môre vir u 'n paar dinge uit die woord van die Here uithaal as jy my sal toelaat. Wat ek al baie oor gepraat het en ek het al van tevore gesê dat daar's 2 briewe in die woord van God wat vir my uitstaan. As eintlik 'n paar, maar daar's 2 wat buitengewoon uitstaan. Dis die brief wat Paulus skryf aan die Efesiërs en die brief wat hy geskryf het aan die Kolossense. Dis vir my, as ek nou voel in die oggend ek staan op of in die aand, maar ek ook al is, en ek het honger na die Here, dan vat ek, dan lees ek daai skrifte, lees ek dit. Daar's iets in daardie skrywe van Paulus in die Efesiërs boek en in die Kolossense boek, wat vir ons van die uiterste belang is om te weet. Want dit kan daai dors en daai honger, ek kan die honger stil en ek kan die dors les. Is iemand in hierdie plek vanmôre wat vir my wil sê, pastoor Kai, ek dors vanmôre na iets van die Here? Is daar iemand? Ek sien dan paar hande, hier baie nie, maar almal seker nie dors nie. Maar die wat dors is, kom drink, sê die woord van die Here. Kom drink van die water van die lewe. As jy dors braai, ek gaan vir jou nou water gee om te drink, maar jy moet net jou beker reghou, my broer. Nou sing het ou koortjie, here's my cup, Lord. I lift it up, Lord. Well, lift up your cup vanmôre, hoor. Jy kan met jou kop oplig, jou kopie oplig vanmôre. Ek wil 'n paar skrifte van die voorhou. Ek het nou nie almal van hulle gemerk en vooraf opgeteken nie, op 'n notaatjie nie. Ek sukkel bietjie by die notasprekery. Efesiërs 1ste hoofstuk. Ek het al baie oor dit gepraat, en baie dienste daaroor gepraat, en ek hou aan daaroor praat, want dit is vir my die belangrikste ding om dit te lees en te weet, en dit weer 'n keer te praat. Paulus praat met die gemeente daar in die 1ste hoofstuk vanaf die 15de vers. Hy sê, daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring van kennis mag gee.
En nou die 18de vers. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Moenie toemaak, jy gaan nog verder lees. Die Here het net ons oë kan oopmaak. Here, my oë, maak dit net oop. My broer en my suster se oë. Dat ons in Witbank 'n gemeente kan bou, nie noodwendig oor die getalle nie, maar mense wat die water van God gesmaak het. Mense wat oop het, wat kan kyk en kan sien, wat wil die Here vir ons gee? Wat is daar om vir ons om in ontvangs te neem? Stel jy belang om iets meer daarvan te hoor? Ja, prys die Here, dan gaan ons aangaan. Hy sê verligte oë om te kan sien die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges. 19de vers. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Glo u die Here? Glo u die woord van God? Glo ek die woord van God? Glo ons regtig die woord van God? Dan praat hy daar van 'n uitnemende grootheid van sy krag. Nie 'n dokterssertifikaat nie, of 'n doktersgraad nie. Nie 'n diplomaatjie van een of ander Bybelskool nie. Maar die uitnemende grootheid van sy krag. Na die werking van sy krag, van sy sterkte. Hoor nou wat sê die woord hierso. Hy vertel nou vir ons, hoe lyk die krag wat hy het, wat sy werking is. Wat na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en ons sit het aan sy regterhand in die hemele. Kan u dink wat 'n krag dit was, dat Jesus toe hy sterwe aan die kruishout van Golgotha, toe daal hy neer ter helle, sê die woord op 'n ander plek, en het die sleutels van die dood en die doderyk afgevat by die vyand, en het die evangelie aan hulle verkondig en gesê wie hy is, en die wat aan hom geglo het hy saam met hom weggevat, na die paradys toe. Maar kan jy dink, elke moontlike duiwelse mag wat daar kon wees, was daar, by daardie plek. En die woord sê, hy het hom oorwin, hy het hom uitgeklee, en in die openbaar tentoongestel. Die krag, wat daardie krag, is tot my beskikking en tot u beskikking. Mense sal dit nooit sê, as jy sien, hoe baie kinders van die Here sukkel met die duiwel nie. Jy sal nooit kan dink, as jy kyk hoe mense 'n stryd voer met die Satan, kolk as hulle Satan, kolk. Ja, is reg, jag hom weg, as hy oplaai, moenie, omdat hy by jou plek oorneem nie. Maar soveel mense sê, pastoor, die Here weet. Pastoor, as jy my stryd ken, jy weet net, jy weet net, pastoor, jy weet nie. As ek jou vertel, sal jy verstaan. Ek ken daai goed so goed hoor. Ek is nou in die 40 jaar lank in die bediening met mense besig. En ek het al honderde van hulle raggeloop en sê, pastoor, jy verstaan nie. Jy verstaan nie my stryd nie. Jy verstaan nie my probleem nie. Jy verstaan nie waar moet ek gaan nie. Dat is nou op die oomblik mense, wat ek van weet, met 'n geweldige stryd in hulle huwelik. 'n magtige stryd. Terwyl ons en hulle ook dieselfde krag wat God se woord hiervan praat, tot hulle beskikking het. Maar ons, ek suffer maar in silence, pastor. Ek suffer maar in silence. Niemand hoef te, ek gaan nie praat, ek praat maar nie, pastoor. Ek praat maar nie uit nie. Klink so heiligerig, klink so asof dit nou heeltemal reg is nie. Dit klink so heiligerig. Ek praat nie, wat pastoor, ek praat maar nie, die Here weet. Ek het die saak vir die Here gegee. Weet jy, baie mense wil van God hulle dienskneg maak, terwyl ons diensknegte van die Here is. En hy gee ons die krag
om die werk te doen as sy diensknegt, wat ons nodig het om te doen wat ons moet doen, om te oorwin wat ons moet oorwin, om te saai wat ons moet saai, en te wen wat ons moet wen, en te juig wat ons moet juig. Hy gee vir ons daardie vermoë, hy gee daardie krag, hy sê, ek gee dit vir julle. Maar ons net ons oë kan oopmaak om dit te kan sien, geopende oë van die verstand nogal. Dat jy kan verstaan, dat jy kan verstaan. En omdat sit het aan sy regterhand in die hemel, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word. Nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Kan een mens dit verstaan? Jy het regtig 'n opende oë van die verstand nodig om die dinge te kan verstaan en te kan inneem. Hy sê, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. As jy dors het, as jy honger het, daar is vir jou iets in hierdie skrif om te vat en te sê, Here, ek is honger na die woord, ek is honger na die waarheid, ek is honger na die krag van God, ek is honger na die werklikheid, ek is honger om te oorwin, ek is moeg om te sukkel, ek is moeg om met laste te dra, ek wil die oorwinnaar wees, gee my die krag, hy sê, gee vir jou. In Romeine die 14de hoofstuk, nie 14de hoofstuk nie, 8ste hoofstuk, 14de vers. Kom ons lees dit. As jy wil saam blaai, daaraan toe kan jy dit goed saam my blaai. Romeine 8, vers 14. Hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons almal roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Mense, ek het vanmôre toe gaan bid, sê Here, ek vra u vanmôre vir 'n guns van die guns van die Here te kan wandel. Laat my toe, gee my die vermoë deur u Gees en deur die woord, om hierdie gemeente, nie oor die getalle nie, daar gaan baie kom, ek weet daar gaan baie kom, ek vertrou die Here vir dit, maar dis nie waaroor ek bid nie, maar dat hierdie gemeente die volheid van hierdie waarhede te kan inneem en te kan vat. Dat weet jy dat Jesus kom daar van Nazareth af en hy gaan na Kapernaum toe. Want hy wou hom nie aanvaar daar in Nazareth nie. Kom uit Galilea uit, hy gaan Kapernaum toe. En die woord sê, toe hy in Kapernaum kom, toe sien die volk wat in duisternis sit, 'n lig wat opkom. As 'n lig. Dat ons gemeente in ons dorp Witbank die lig kan skyn vir die wêreld daar buite. Dat mense in hierdie gemeente die lig van God kan sien. Nie in die pastoor nie. Want ons sal nie weet, ek het nie meer baie jare oor nie. Ek weet, my verstand sê vir my, jou tyd is kort hoor. Ek het nie meer 60 jaar oor nie. Ek sou graag so jonk wil wees as wat van ons jong mense is hier. Ek sal graag so oud wil wees as Brian, en soos Leon en Llewellyn en Waldo en sy vrou, Hennis en Kobus, sal graag so jong wil wees, as ek nog tyd kon hê. My tyd word net min. Ek moet soveel as moontlik oordra voor ek gaan, want ek weet my tyd is min. Ek weet ek gaan nie nog 30 jaar hier bly nie. Dis nie meer moontlik vir my om 30 jaar te bly. Ek wil ook nie 30 jaar hier bly nie, man. Ons al 30 jaar onder die ANC regering, ek gaan dit nou. Nog 30 jaar by, sal nie maak nie. Sal dit nie maak nie. Maar dat die Here my die vermoë gee, en ek bid daaroor elke dag, sê Here, ek het nie die wysheid van die professors nie, ek het nie die geleerdheid van die professors nie, ek het nie 2-3 grade agter my naam nie, ek het dit nie, ek het niks agter my naam nie, agter my naam is 'n punt, Karel Frederik Beker punt, wat agter my naam staan is 'n punt. Party skryf voor my naam pastoor, maar dit beteken nie vir julle pastoor besigheid nie.
Maar dat God moet die vermoë gee, om in hierdie gemeente mense op te wek, wat in die gees kan wandel, wat in die gees die waarhede in besit kan neem, dat die honger na God se geregtigheid gevul kan word, dat die dors na die wil van die gees van God geles kan word, dat daar die honger binne in ons vanmôre. Ek bid dat God jou nog dorser maak, hoor. Jy moet nog hongerder word. Jy moet nog meer wil hê. Sê Here, ek wil nog meer. Gee my meer van die woord van God. Dat is baie om te leer. Dat is baie om te weet. Ek het 'n paar boekies geskrywe. Ek het vanmôre vir Karen 3 boekies gegee om te gaan lees. En ek het dit nie gedoen om geld te maak nie, hoor. Dit is net om dit wat God my gegee het te kan oordra vir iemand wat dors het en honger het. Daar is nog 'n paar daar. As jy van dit wil kry, kry gerus so een daar. Moenie bekommer oor die prys nie. Die Here het vir my voorsien om dit te kon betaal. So ek gaan nie skade lê nie. Kry vir jou 'n boekie. Daar is ook 'n paar ander getikte lesings wat ek elke week gee, kort leringkies. Want ek glo om iemand moet die gemeente leer. Dan moet die evangelisasiewerk gedoen word, dan moet gelering word gewerk word, dan moet die herderswerk gedoen word. Op die oomblik doen ek al 3. Wat nie reg is nie. Ons soek iemand wat kan evangelisasiewerk oorvat. Want ek kry nie hierdie gemeente reg om daai geheestokkie wat ek uitgedeel het in gebruik te neem. Ek kry dit nie reg nie. So ek bid iemand wat sterker as ek is om daai stokkie werk oor te kan neem. Wie wil die evangelisasiewerk oorneem in die gemeente? En sien is nie een nie. Ek het geweet jy gaan een wees nie. Ja, maar dit is 'n groot werk, hoor. Dit is 'n groot werk. Maar God soek dit. Ja, maar hy bly daar in Groblersdal, daai perd. Halleluja. Kan ek vir nog 'n skrifgie lees? Kolossense 2 vers 9 en 10. As jy dit kry in jou Bybel, die Nuwe Testament. Afrikaanse Bybel, 53 vertaling. Het jy hom gekry, kan ek maar lees. Karen het jy hom gekry, lyk so iets naby. Ek wil hê jy moet dit lees, ek wil hê jy moet dit in jou eie Bybel lees, dis ook ek sê, soek hom op. Kry hom maar. En julle om daar so, Monique. Engelse Bybel, Afrikaanse Bybel. Engels. Ek sal graag wil hoor wat sê die Engelse Bybel. Die 9de vers sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Die volheid woon in Jesus Christus, en ons in Christus, die sleutel daar is in hom, het ons ook die volheid. Ons het dieselfde magtiging, dieselfde autoriteit, dieselfde krag tot ons beskikking as wat God die Vader aan sy seun Jesus gegee het. Want die volheid van die Godheid is in hom, en ons het daar dieselfde volheid in Christus. As ons dit kan verstaan, as ons geopende oë van die verstand kan kry om dit te kan verstaan. Ek het die volheid van die Here in my gees. O, mense, weet jy, Paulus skryf in die Galasiërs, die 4de hoofstuk, 19de vers, hy sê, ek bid, ek is in barenswee. Nou, ons manne weet nou nie wat die barenswee is nie. Ons weet net om die kinders by die huis op te pas terwyl die vrou in die hospitaal lê, al wat ons weet. Ek ken nie die barenswee nie, maar ek verneem by die dames, dit is 'n pad. Dit is 'n moeilike pad. Hier is al 3 kleintjies hierso, my 18 klein kindertjies, die ma's almal bietjie gesukkel om daai babetjies in die lewe te bring. Hulle ken die barenswee. Maar hy sê ek is in barenswee dat Christus in julle gestalte sal verkry. Ja, ek voel vanmôre, ek kan nou nie sê ek is in barenswee nie, dan moet ek nou hier skynheilig wees, hier voorstaan. Maar mense, dit is my hart, dit is my hele hart. As ek iets kan doen voor ek huis toe gaan, is dit. As ek 'n gemeente kan kry, mense kan kry,
dat ons saam kan staan, ek myself ingesluit daarby in, om werklik die gestalte van Christus in ons lewe te kan kry, dat mense die Here in ons kan sien. Dat die mense wat in die duisternis sit, moet die lig kan sien wat in ons is. Want weet jy wat, ek wil 'n paar dinge sê vanmôre, jy kan vir my sê, pastoor, jy het nie bewyse nie, en baie gaan my daar kwaadlik neem. Neem my maar kwaadlik, as dit die waarheid is, en jy maak seer, gewoonlik maak die waarheid 'n bietjie seer. Dis bitter min kerke in Bidbank, wat die lig van die lewe sigbaar is. Dis bitter min kinders van die Here, waarin uit die lig van Christus kan skyn. Dis nie baie nie. U is dalk een van hulle wat dit het, prys die Here as jy dit het. Ek gaan u nou nie vanmôre kom komplimenteer en sê, o broer, jy het die lig, ek hoop ek gee groot tiende nie. Ek weet nie, dis wat hulle ons maar doen. Hulle komplimenteer die ouens en jy is 100% 'n broer, want jy weet jy kan lekker groot tiende gee. Hulle prys die wat die groot tiende betaal. Nie wat nie tiende betaal nie, hulle minag hom maar kyk mos om een kant toe. Dis die kerk vandag, hoor. Dit gaan oor geld, dit gaan oor glorie. Weet jy, ek luister op die televisie op die YouTube na 'n dokumentêr, praat 'n man. Hy sê dat in Amerika het in die afgelope 20 of 30 jaar, ek is nie seker van die jare nou nie, het daar 40 miljoen mense die kerk verlaat. 40 miljoen. Die COVID het gehelp om dit reg te kry. Maar dat 1200 mega gemeentes van 15.000 lidmate minimum moes toemaak. Die gebou moes verkoop word, kon die finansiële verpligting nie nakom nie, moes dit toemaak. Ek het nou vir u gesê van Indië, waar hulle die kerke afbrand. Weet jy wat is die behoefte vandag in Suid-Afrika? 'n gemeente waar die vlam van die Heilige Gees brand. 'n gemeente waar die water van die Gees vloei. 'n gemeente waar die liggaam van Christus kan demonstreer, waar ons die beeld van Jesus kan dra, dat ons die gestalte van Christus kan kry. Mense, as daar so 'n gemeente in Suid-Afrika kan opstaan, of dit nou hier is of waar ook al, ek bid vir so 'n gemeente, want dit sal die redding van ons land wees. Die regering wil al die kerke gelisensieer. Waar het u lewe gehoor dat Jesus my roep en hulle sê jy mag nie? Satan is 'n duiwel. Maar ons het die magtiging. Ons het die magtiging. Ek het daai skrif al soveel duisend keer gekwoteer, ek ken hom al regtig uit my kop uit, Matteus 17 vers 20. As jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sê vir die berg sê, werp jouself in die see. As jy glo wat jy sê, sal gebeur wat jy sê. Daarin is die openbaring van die lig van God. Daar is die openbaring van kinders van die Here. Wanneer ons gesag wat ons het, begin uitoefen teen die wêreld. Dat ons die gesag wat ons het, in steede van om te kla en te kerm en te beklei en te kere te gaan, ons gesag uit te oefen teen die werke van die Satan. Maar daar is bitter min wat dit wil doen, hoor. Hoekom? Want dit kos 'n prys. Jy moet eers honger word vir die woord. Jy moet dors word vir die waarheid. As ons daardie dinge kan regkry, daardie honger en daardie dors, ek gaan vir u bid. En ek gaan bid dat die Here vanmôre deur sy Gees, sy wonderbare Heilige Gees, so honger in jou plaas. Nie vir 'n Sondagmiddag braaivleis nie, vir 'n Sondagmiddag skaapbout nie, maar 'n honger vir die waarheid van God se woord. 'n Dors dat die waters van die Heilige Gees. Mense, ek wil nie met mooi preke hierdie kerk volmaak nie, maar u gaan hom volmaak met die lig van die lewe wat uit u gaan skyn, en die krag van God wat in jou gaan lewe, gaan volmaak met die waarheid van die woord van die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Mense, die krag van die Here is hier. Daar 'n koortjie wat gesê het, I feel Jesus, I can feel him now. I can feel him now. En ek gaan vir u bid. En ek gaan vir u vra, die wat dit wil hê om vorentoe te kom. Maar as jy dit nie regtig wil hê nie, moenie kom nie. Jy gaan my hart nie bly maak omdat jy vorentoe kom nie, hoor. Maar weet jy wat, as jy dit wil hê, dis beskikbaar. God wil dit vir jou gee. God wil dit vir jou gee. Dat hom bedors het, kom.
Het hom wat honger het, kom.